Goeiedag geliefdes, nou hierdie week het Paulus ons al stap vir stap gehelp om te verstaan hoe lyk 'n volwasse geloof en wanneer ons dit moet uitleef, hoe lyk dit, hoe is dit sigbaar? Hy het in die begin vir ons gesê dat ek en jy ons moet onsself herinner dat ons moet verantwoordelikheid vat vir ons eie geloofslewe voor God en dat die saad wat ons daagliks saai en die besluite wat ons neem is krities belangrik en dat ek en jy nie moet moeg word vir goed doen nie en dat elke geleentheid wat God oor ons pad vir ons gee is 'n manier om God se liefde prakties in hierdie wêreld uit te leef teenoor ander mense. Nou, vandag voeg hy nog een baie belangrike gedagte by en ek vat ons terug na Galasiërs 6 vers 10. Solank ons die geleentheid het, moet ons aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Nou wanneer ek hierdie vers lees, is daar een woord wat vir my uitstaan bo die res en dis die woord veral. Nou Paulus het sopas gesê, ons moet aan almal goed doen. God se liefde is immers bedoel vir almal. Maar Paulus sê dat daar een plek behoort te wees waar hierdie liefde die heel duidelikste sigbaar is. Waar's dit? Dis die huisgesin van God. Nou hoekom? Hoekom is dit so belangrik? Is omdat Jesus self gesê het in Johannes 13 vers 35, as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. Met ander woorde, die wêreld behoort iets besonders raak te sien wanneer hulle na die kerk kyk, wanneer hulle na gelowiges kyk. Nie mense wat perfek is nie, maar mense wat mekaar raak sien, mense wat mekaar dra, mense wat mekaar vergewe, mense wat saam huil en saam lag, saam gaan deur die ritmes van die lewe op 'n baie intieme manier. Mense wat nie net op Sondag langs mekaar sit nie, maar deur die week ook langs mekaar stap. Dit is hierdie tipe liefde wat ons moet hê vir mekaar. Ek wonder of dit nie juis is wat die vroeë kerk so besonders gemaak het nie. Hulle het nie dieselfde leer geglo. Ons lees dan Handelinge 2 van hulle het onder die leer van die apostels gesit, maar hulle het ook dieselfde lewe saam gedeel. Hulle het geweet wanneer iemand swaar kry. Hulle was betrokke in mekaar se lewens. Hulle het geweet wanneer iemand hulp nodig het. Hulle het geweet wanneer iemand alleen voel. Hulle was nie net mense wat dieselfde gebou besoek het op 'n Sondag nie. Hulle was familie. Hulle was om mekaar, by mekaar die hele tyd. Hulle het saam lewe gedoen, baie soos familie saam lewe doen. En ek dink dit is ook waarom hierdie komende Sondag se tema vir my so na in die hart is, vir my so kosbaar. Daai tema wat gesels ons hierdie hele week. Daai tema is kyk mekaar raak. 'n Gemeente, geliefde, word nie sterk of sterker omdat die prediking goed is. Die prediking is belangrik of om die musiek mooi is en daai goeders is so lekker. Is lekker om lekker prediking te hê en lekker musiek, maar 'n gemeente word sterk of sterker wanneer mense besluit, ek gaan nie vandag net kerk toe om iets te kry nie, ek gaan kerk toe om ander mense ook raak te sien. Miskien beteken dat jy na die diens net 'n paar minute langer moet bly. Dat jy met iemand moet gaan sels waarmee jy nog nie voorheen gesels het. Of dalk die persoon langs wie jy gesit en sê, hey, ek gryp gesaam my koffie, ek wil net beter leer ken. Iemand wat jy dalk lanklaas gesien het by die kerk, jy stuur vir hulle boodskap, jy reik uit, nie? As jy 'n nuwe gesig by die kerk sien, jy stap na daai persoon, jy sê net hallo, nee? Of jy gaan net voordat jy huis toe gaan, nee? En hierdie is dalk 'n bietjie uitdagend, maar jy vra dalk vir iemand, is daar iets waarvoor ek saam met jou nou kan bid? Dis daai oomblikke, dit voel dalk klein, dit voel dalk nietig, dit voel dalk stupid, maar geliefde, ek wil vir jou sê, dit maak 'n enorme verskil wanneer gelowiges so opdaag waar ons regtig instap met die gedagte dat ons mekaar raak en kyk. Wanneer ek Sondag by die kerk instap en nie vra wat gaan ek vandag uit hierdie diens uitkry nie, maar waar's eerder instap met die ingesteldheid ons vra, Here, wat wil U vandag deur my doen vir iemand anderste? Hoe kan ek vandag iemand anderste raak sien? Ek glo dat daardie eenvoudige gebed, net soos Here, hoe sien ek vandag iemand anderste raak? Jy staan op Sondagoggend en jy bid, Here, hoe kan ek vandag iemand anders raak sien? As jy so gaan instap kerk, toe kan ek vir jou waarborg, jou belewenis by jou gemeente, of dit nou by Beleef is, of in die gemeente waar jy betrokke is, as jy so gaan instap Sondag na Sondag, ek vir jou waarborg, jou geloofswandel, en veral jou betrokkenheid en jou liefde vir jou gemeente, jou plaaslike gemeente, gaan heeltemal verander. Dit gaan groei. So, kom ons doen wat die skrif vir ons sê. Kom ons kyk uit vir mekaar. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir U enorme genade en liefde oor ons lewens. Ek bid werklik vandag, waar ons hier op Vrydag na hierdie oordeenking luister, ons net 'n anderste ingesteldheid sal hê met hierdie naweek wat ons voorlê voor Sondag, waar ons by ons plaaslike gemeentes en die wat na Beleef toe kom, werklik sal ingestel wees om uit te kyk vir ander mense. Om te sê, Here, wat wil U vandag deur my doen? Kan ek opdaag met vriendelikheid, met vrede, met omgee, waar ek wil teenwoordig wees, nie net om te kom aanbid nie, maar om U liefde uit te leef teenoor ander mense. En daarom vra ek, Here, dat U daai by my eie hart sal losmaak elke liewe dag,
En wanneer ons as gelowiges bymekaar kom op Son om saam te aanbid, saam te beleef, dat ons werklik U liefde sal uitleef. Dis my gebed in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle môre met die laaste oordeenking van hierdie week. Gaan in vrede. Totsiens.